Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie hoofstuk gaan ons Eksodus 19 doen. Dis 'n lang hoofstuk. OK. Aankoms by Sinai. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toe geroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Vers 6. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. En die Here het met Moses gespreek: Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die wolk kan hoor as ek met jou spreek. En hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Jo. Ek lees gou weer vers 9. En die Here het met Moses gespreek: Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. Verder het die Here aan Moses gesê: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle klere was, en hulle gereed hou teen die 3de dag. Want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê: Pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hulle klere gewas. En hy het aan die volk gesê: Hou julle klaar teen die 3de dag, moenie naby die vrou kom nie. En op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord.
Terwyl die Here op die berg Sinai gedaal het, neerdal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek, om te sien en baie van hulle dan val nie. En ook die priesters wat naby die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Toe het Moses die Here geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinai klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesê, baken die berg af en heilig dit. Daarop sê die Here vir hom, gaan heen, klim af, dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesê. Sjoe. Dit is 'n baie intense hoofstuk. Baie intens. Weet jy wat se selfbeheersing moet jy hê? Nee? Om by 'n berg te staan, of voor 'n berg te staan, en te weet die Here is daar bo op daai berg, en nie op die berg te wil klim nie. Jo. Ek is baie bang vir die Here, so ek sal nie geklim het nie, al sou ek graag wou geklim het, sou ek geklim het, ek is bang die Here slaan my net daar dood. Die Here is regtig baie lief vir die Israeliete. Hy doen verskriklik baie moeite vir hulle. En hy is baie lief vir Moses. Ek het so gevoel, toe ek Genesis gelees het met Abraham, ek het daai gevoel gekry dat God verskriklik lief is vir Abraham. En nou kry ek die gevoel dat God baie lief is vir Moses. En dit hele hoe Moses geredeneer het met die Here, van hy kan nie lekker praat nie en goed. En toe sê die Here, maar vat vir Aaron jou broer. So, hierdie Genesis, hierdie Exodus 19, God in die berg, God bo op die berg, is amazing. Hier is 'n stukkie nie, julle moet vir julle reinig, julle moet vir julle was. Vers 13, geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word. Of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. Obviously is die Here baie heilig, so ek dink hy berg moes so gevoel het. Ek dink al het jy ver van die berg verstaan, kon jy nog steeds die heiligheid van God gevoel het. Ek dink genuine so. Vers 16, en op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse, en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Ek kan net imagine. So, ek wil net hier so sit en die hele tyd dink aan die berg. Okay, maar dit werk nie so nie. Tot die volgende keer. Baie dankie dat julle my gejoin het. En ek dink ons is baie bevoorreg om so 'n amazing God te aanbid. 'n God wat ek kan hom voel hier waar ek sit. Ja. Tot volgende keer, baie dankie.